meertaligheid het my gehelp om meer simpatie te hê met mense, want ek verstaan hoe dit voel om nie meertalig te wees nie. I can actually put myself in those shoes. Soos, ek maak altyd die voorbeeld van, mens besef nie wat jy het nie, totdat jy eintlik besef ander mense het dit nie. Hoe sou my ervaring gewees het as ek net Xhosa verstaan het? Sou ek nog steeds deurgekom het op universiteit as almal Engels en Afrikaans gepraat het en ek het al my skoolvakke in Xhosa geleer. Nou is ek in hierdie omgewing waar almal hierdie tale praat wat ek nie verstaan nie en ek weet nie om vir hulp te vra nie en ja, so ek het meer simpatie. Ek kan nog vir mense vra, veral met studente, is dit omdat jy nie verstaan nie of is dit 'n taalprobleem? Maar as ek nie meertalig was nie, sou ek nooit gedink het om dit te vra nie. Soos meer, jy dink meer en ook om te dink hoe ek baie mense gehelp het met die studenteleierskap, van nou is my hulp nie beperk aan net mense wat Xhosa praat nie. Ek kan mense help wat Afrikaans praat. Ek kan mense help wat Engels praat. Aangesien ek Xhosa praat, verstaan ek Zulu, want die tale hou verband met mekaar. Nou kan ek iemand help wat Zulu praat. Al sê hulle sommige woorde wat ek nie verstaan nie, kan ons kernwoordeskat met mekaar deel. En so, en om meertalig te wees, help so baie, want jy hoef nie vlot te wees in die ander tale nie, maar as jy 'n ander taal leer, dan het jy ander woordeskat wat jy, kan trek uit ander tale, byvoorbeeld as jy Nederlands praat, en jy hoor 'n paar woorde, jy hoef nie noodwendig Nederlands te leer om daai ander woordeskat wat gedeel word nie. Dis hoe dit ook werk met ander tale in Suid-Afrika, soos ek het nooit Sesotho geleer op skool nie, maar sommige goed wat mense sê, verstaan ek in Sesotho, en so kan ek Sepedi ook verstaan. So die studente wat die module eintlik neem, my deelnemers in die studie, is hulle studeer spraakterapie, maar ander studente studeer ander BA modules en grade soos maatskaplike werk, die ander is in regte. So dis eintlik taalgebruik wat hulle sal moet gebruik wanneer hulle eendag werk. So toe in die vraelyste byvoorbeeld, toe ek die studente ontmoet ek, toe vra ek hulle 'n bietjie, voordat ek die vraelyste uitgedeel het, in watter kontekste sou julle Afrikaans wil gebruik? So dis wat ek ondersoek in my studie, die studente, in watter kontekste sal hulle Afrikaans wil gebruik? Dan ontwerp ek take gebaseer op daardie kontekste, want dis nie wat ek aanneem nie. Dis nog wat hulle self sê. Dis wat vreemde taalstudente sê. Hulle sal graag, waarom hulle graag Afrikaans sal leer. Dan ontwerp ek dan take om te kyk of ek al hierdie probleme kan, of al hierdie behoeftes kan aanspreek in verskillende take wat ek vir die studente gee. So dis nie noodwendig net vir taaltake nie, dis taakgebaseerde taalkunde vibes, dis net vertaling word geïnkorporeer of geïntegreer in die oefening. So daar's 'n deel van vertaling, maar dan is die hooftaak en die nataak nie vertaling nie. So daar's net een deel van vertaling, en vertaling help, want nou kan hulle weet wat die woord is in hulle moedertaal. Dan kan hulle weet wat die woord is in Engels, want soms as woorde so lank en is so complicated, maar as jy self daai vertaling soek, is dit beter so hulle gebruik 'n woordeboek vir daai deel. Dis mos nog beter as wanneer ek vir hulle sê, what can I think of? Roomys is ice cream. As hulle die betekenis vir roomys self, as hulle die vertaling vir ice cream self in die woordeboek, hulle gaan trial and error, verkeerde vertalings, die regte vertaling, korrigeer dan die antwoord, want dit was verkeerd. Nou, I remember, I struggled with it so much in class. Ek weet, dis roomys. In plaas van net skryf neer. Trial and error, om foute te maak en jouself te korrigeer en self die vertaling gaan soek daarvoor, is hoe jy leer. So dis die strategie wat ek gebruik, soos dis hoe ek dan pedagogiese vertaling integreer in die take wat die studente voltooi. So dis nie net vertaaltake nie, dis net vertaling word geïntegreer. Of die eerste stap net 'n hooftaak is wat 'n taalaktiwiteit is, en dan die tweede stap vertaling, en dan weer die nataak is al hulle kennis van alles, en hulle gebruik net die woordeboek vir die vertaaltaak. Maar as hulle nog weer kom in die nataak wat altyd 'n reflection of soos like hersiening van alles is, dan is daar geen woordeboeke nie. So as hulle byvoorbeeld nie genoeg tyd gehad het of hulle was te stadig in vraag 2, dan hulle nie al die vertalings vir die woorde wat hulle in die nataak genodig het nie. So dan sukkel hulle nog steeds. Because now daar sien 'n woordeboek nie, dan sê ek altyd in die instruksies, gebruik jou voorafkennis asook die antwoorde vir vraag 2. So om te kyk, het hulle enige voorafkennis, onthou hulle nog, en dit help hulle om te altyd kan onthou, okay, ons moet altyd ons voorafkennis in hierdie klas gebruik. So
hierdie woord wat ek nou leer, ek weet nie of ek môre of oormôre dieselfde woord weer gaan moet gebruik vir 'n ander antwoord nie. So dis hoe die take lyk en dis net om te kyk of ja, of dit doeltreffend kan wees om geïntegreer te kan word in 'n syllabus vir vreemde taalstudente, net om te kan kyk hoe dan die vreemde taalonderrig verbeter kan word. Slaag ryk, maar net hoe dit kan verbeter kan word met taakgebaseerde oefeninge wat vertaling insluit, waarin vertaling geïntegreer is, gebaseer op die studente se behoeftes, wat hulle self gesê het, dis waarom ons Afrikaans wil leer. Ons wil Afrikaans in hierdie kontekste gebruik. Die manier waarop ek dink vertaling geïntegreer moet word in 'n taalaanleersyllabus of kursus is verskillend van hoe ek byvoorbeeld ek het vroeër ek het genoem van die vertaling en hoe ek in my eers net geleer het oor die verskillende vertaalmetodes. So wat ek geleer het was die grammatika vertaalmetode wat so baie gebruik was in die verlede. Daar was baie kritiek gelewer daaroor want dit was basies net tekste wat vreemde taalstudente moes vertaal. So hulle moes net die hele teks vertaal. So dis waarom ek sê dis vir my meer doeltreffend om minimaal gebruik te maak want dit maak die studente nog onafhanklik dat hulle nie afhanklik is van my en dat hulle nie hulle moedertaal die hele tyd in die klas of die brontaal die hele tyd in die klas gebruik nie. Dat hulle dit net minimaal gebruik om net hy woordeskat te ontlok en net, om hulle net weer gemaklik en so gemakliker te maak, hulle meer gerus te stel en om assosiasies te trek tussen hulle moedertaal of Engels en die Afrikaanse woord, want sommige woorde klink mos dieselfde soos iced coffee, roomys. Dis like, oh, ek gaan dit so onthou. So dit help sodat hulle assosiasies kan trek tussen die twee van. As jy nooit sê wat is ice cream in Afrikaans nie, sal hulle byvoorbeeld nooit self dink dit sal roomys wees nie. Al is dit net omgekeerd room en ys. So sulke voorbeelde. Nee, ek is nog om met 'n derde taal te werk is so soms vergeet ek Afrikaans as my derde taal, om eerlik te wees. Maar let me explain, walk with me. So ek vergeet soms want as ek byvoorbeeld met my vriende sit wat net Afrikaans praat. Aangesien ek nou al so vlot is in Afrikaans, vergeet ek dan dis my derde taal. Dis net soms as ek in 'n omgewing is waar ek baie Engels gepraat het en dan moet ek nou weer terugkom soos like stellies soos byvoorbeeld ek het nou by Nelson Mandela Universiteit gewerk. Dit was ook 'n vraag by the way. So ek het by Nelson Mandela Universiteit gewerk en daar was dit meer Engels. So die studente was meer Engels. Dis eintlik vanselfsprekend. Nelson Mandela Universiteit stellies die Afrikaans en my vriende was hier, meeste van my vriende was hier. So ek het nuwe vriende gemaak in Gqeberha, maar hulle het Engels gepraat, Xhosa gepraat. So ek het meer Engels gepraat toe ek daai kant was. So dit was ook meer van dan 'n aanpassing om dan weer terug te kom en so baie Afrikaans te praat. Want vir my was dit ek praat Engels by die werk. Al gee ek klas in Afrikaans, is al my ander kollegas Engels, want die Afrikaanse departement is so klein en is net soos like 3 van ons wat Afrikaans praat en ja, ons praat Afrikaans in die klas ook, maar die meeste van die studente is ook vreemde taalstudente. So buite die klaskamer is vergaderings en alles dan nog steeds in Engels van ons het departementele vergaderings en die departement daar is nie net 'n Afrikaanse departement nie, daar is 'n subdepartement, maar dan is daar 'n departement van language and literature. So dan is dit ander tale ook, so dan praat ons Engels in vergaderings en alles so. Dit was my 'n groot aanpassing om weer so baie Afrikaans te praat. Maar ek is bly ek kan dit nou weer doen want ek het so baie uitdrukkings wat ek in Afrikaans geleer en like, did I really learn that just for fun? Excuse. Vir my is die verhouding tussen taal en kultuur altyd, ek sê altyd wanneer jy taal aanleer, leer jy die kultuur ook aan. Kultuur is okay, ek is Xhosa. Ek gaan 'n voorbeeld maak van Xhosa. Xhosa is baie kultuurryke taal. Sommige van die goed moet jy die taal verstaan om die kultuur te verstaan. As jy nie Xhosa heeltemal verstaan nie, gaan dit moeilik wees om ander kulturele konsepte in Xhosa te verstaan. Hoekom word dit gedoen? Hoekom word dit so gedoen? En Xhosa is ook daar's ook baie soos like gemeenskapsverhoudings en sulke goed en hoe Xhosa mense so praat, ons praat almal sê, "You guys are so loud." Ons is vibrant. Right? Dis 'n community ding vir as jy soos like Xhosa is dit daar's hierdie konsep wat hulle sê ukunyaba.
right? Ek het ook in 'n boek gelees, deur Khaya Dlanga waar hy gesê het, sê maar woon nie in Nyabile Chaldea. So ukunyaba means that you're kind of like not introverted, but like have some life in you. So ukunyaba in Xhosa, as jy meer soos like stiller is in, you're just, those children are so quiet and reserved. It's not a good thing in Xhosa. Sukunyaba. So, as jy nie die taal verstaan nie, gaan jy nie verstaan as iemand sê sukunyaba nie, want dit is nie, selfs die introverted woord, is nie, ja. So, dis waarom so vibrant is in, highway to high, wara, dis hoe Xhosa is. Afrikaans aan die ander kant is so vir my, ek sou nie die Afrikaanse kultuur verstaan het, as ek nie Afrikaans verstaan het nie. Woorde soos, a love language, sterkte. Right? As ek nie die Afrikaanse kultuur aangeleer het nie, so ek net gedink het, okay, not that I know it fully, maar ek probeer om dinge te leer van die Afrikaanse kultuur, en die woord sterkte is net sterkte, en die woordeboek is dit net sterkte, maar hoe dit gebruik word in die Afrikaanse konteks is iets wat vir my so amazing is, dat mense mekaar so goed kan wens, en sterkte kan wens, randomly. Ek gaan nog gaan nap, sterkte, thanks, I love napping, I need it to be a good one. So goed, en ek moes stellies toe kom om dit te sien, like, like, examentyd, sterkte, baie sterkte, dis my so amazing, like, ek gaan nog my kere opbreek, sterkte, probably not what I need to hear, maar ook, en ook die, ja, nee, choose one, ja, of nee, maar hoe verduidelik jy dit aan iemand wat nie verstaan wat Afrikaanse mense sê nie, en my vriendin het vir my een geleer, ek is min gespin soos nat wasgoed. Dis nou as sy nie gepla is oor iets nie, of ek is so vals as die broek, ek het 'n grys broek aangehad, so ek is so vals as broek, like, what? That is so random. So it's like, dis die goed wat, so like, amazing is. Jy kan dit nie vertaal, jy kan dit nie eintlik regtig vertaal in 'n ander taal nie, en dis nie net van die woordeskat, dis nie dat ek Afrikaans verstaan nie, maar ek verstaan wat hierdie woord beteken in hierdie konteks vir hierdie mense. Ek weet wat om te sê in watter omstandighede. I can read the room, want ek het myself nie net bekend gemaak met die taal nie, maar ook die kultuur. Ek het altyd net gedink, dat was net een so like variasie van Afrikaans wat standaard Afrikaans is, want dit wat ons op skool geleer het. So toe kom ek op universiteit, en ons het Christmas van Map Jacobs gelees op school, en daar is mos Kaaps, en dit was my so amazing, maar ek het net nie geweet, dis 'n eintlike ding, soos in like, wow, this needs more recognition, want daar's mense, wat jy's mos op hoërskool, jy's op school, so you're not as open-minded. Jy besef nie dis hoe mense praat nie. Like, dis vir my so cool en so amazing. I'm like, okay, dit gaan ek in my vocab add. Wat sê ek altyd vir my vriendin? As ek vir haar wil sê iets is waar, het ek gelees op, in Christmas van Mapchuk, is true, guys. Like, right, is true, yes. In Xhosa, sê ons altyd, it's true God. Maar nou dink ek, this probably is true. Maar ons is true. It's like S-T-R-U. Maar dit is nie 'n Xhosa woord nie. So, dit maak eintlik sin as mense sal sê, is true, guys. It's like, true. So, dit was my so interessant om blootgestel te word aan Kaaps, en vriende te word met studente wat van die Kaap is, en hoe hulle praat, en I was just like, wow, why did we never know this, en hoekom was dit altyd geflag as the bad Afrikaans? So ek is nou bly dat kry meer erkenning, en dis meer recognized, want vir my lyk dit nie soos die bad Afrikaans nie, dit lyk soos like the reality of what people speak, the cool Afrikaans, wat my vriende praat, wat mense praat, en ja, ek wens, ek was al van kleins af daaraan blootgestel, to be quite honest, want ek kan nou net dink hoe iemand sal voel, hulle praat so, hulle het so groot geword, en nou skryf jy, en dis nou verkeerd, want dit is nie die regte Afrikaans nie, maar dit is jou Afrikaans, jou huistaal Afrikaans. Ek is nie regtig bekommerd oor Afrikaans wat uitsterf nie. It's like, ek dink nie, dis eintlik 'n taal wat uitsterf nie, ek dink, dit transformeer net. Soos, daar sal altyd mense wees, soos nog van Kaaps gepraat, daar gaan altyd mense weet wat Kaaps praat. So, is ons bekommerd oor die standaard Afrikaans, wat ons nog veel minder mense praat, want dis 'n generational thing, want solank as wat die mense leef, sal die taal bly aanleef, maar dis hoe ek voel, so, ja, ek dink dis net,
'n mens sal bekommerd wees oor miskien as ouers sê, "O nee, ek wil hê my kind moet Engels skool gaan want hulle se Afrikaans skool gaan, dan gaan hulle nie werk kry nie." Ek dink dis wat vir my so concerning is. Daai misinformation is vir my so concerning. Ek dink dit is belangrik dat kinders hulle moedertaal praat. Wees trots op die feit dat jou moedertaal kan praat. Dit is honestly and truly die beste. Ek het nog nooit op skool het ek Xhosa geleer as 'n vak nie. Maar ek kan Xhosa lees, ek kan Xhosa skryf, want my ouers het Xhosa met my gepraat. My hele familie praat Xhosa. You know? So die Xhosa nasie sal nooit moes bekommerd wees oor, o nee, Asa kan nie Afrikaans, kan nie Xhosa praat nie, want sy praat so goed Afrikaans. Jou kind kan Afrikaans en Engels gelyk praat. You know, gebruik vir my as 'n voorbeeld. So, praat Afrikaans by die huis. Laat jou kind skool toe gaan in Engels. Hulle gaan huis toe kom en Afrikaans praat. By die huis praat ek Xhosa. Sinds ek nog nooit na skool Afrikaans gepraat by huis nie. My ma so gewonder het, en then girl, like, honestly. So ja, ek dink net ouers moet nie bang wees om hulle kinders groot te maak in hulle huistaal nie. Praat Afrikaans met jou kinders. Hulle kan Engels leer by die skool en Afrikaans praat by die huis. As iemand wat dan Xhosa ook praat en vriende het wat ander tale praat, is die issue van Afrikaans wat uitsterf nie net 'n Afrikaanse ding nie. Almal is bekommerd oor kinders wat nie huistaal praat nie. Almal is bekommerd oor ouers wat hulle kinders Engels groot maak en dan gaan 'n kind na die village toe, na hulle niggies wat daar bly, hulle ouma. Nou kan die kind self nie met hulle ouma praat nie, want hulle praat Engels, hulle weet nie eers om te sê, "Hello, my naam is dit nie." Hulle praat Engels, hulle kan nie Xhosa praat nie. Dis eintlik 'n probleem en ek sê vir hulle altyd, gebruik vir my as 'n voorbeeld. Ek het nog nooit Xhosa geleer by die skool nie, maar ek kan al hierdie tale praat. So, wat is die punt dat jou kind so groot maak in Engels, met Engels en Engels is die enigste taal en dan praat hulle net Engels aan die einde? Hulle like, you know, en just wees trots vir al mense wat so wil reis en hulle wil soos like Korea toe gaan en sulke goed. Daai mense is baie trots op hulle moedertaal wat hulle so praat. Alles gebeur in hulle moedertaal en it's just like, it's not Engels. It's not a measure of intelligence at all. Dit gaan nie oor hoe goed en baie jy Engels kan praat en hoe mooi jou Engels is om slim te kan wees. Jy kan slim wees en nie Engels praat nie. So ek het al baie navorsing gesien toe kongresse bywoon waar mense praat oor hoe hulle navorsing doen in Xhosa en ander Afrika tale en waarom hulle daardie navorsing doen. So dis nie net beperk tot taalkunde nie of taalverwerwing nie, maar dis ook vir wiskunde, vir wetenskap, hoe hulle dan Afrika tale kan gebruik daarvoor. En ek dink dit is baie belangrik om sulke navorsing te hê as 'n stuk vertrekpunt. En dit kan as hulpbron gebruik word om te sien hoe dan onderrig in Suid-Afrika in die algemeen verbeter kan word. Want ek voel nie, dis net noodwendig oor almal moet onderrig word in hulle huistaal nie, want ons is so 'n diverse land. Maar is daar hulpbronne vir studente of leerders, skoolkinders, dan om wiskunde te kan ook leer en voorbeelde kry van wiskunde konsepte wat verduidelik kan word in hulle huistaal. Soos daai ekstra inligting en ekstra hulp. En ek dink dit help ook net vir kernwoordeskat. So vir my is dit ook oor kernwoordeskat wat 'n mens kan leer en kry uit hierdie studies uit van wat kan gedoen word. Hoe kan 'n mens hierdie woorde gebruik of hierdie studie gebruik in 'n wiskunde klaskamer byvoorbeeld waar studente net Xhosa praat byvoorbeeld of net Afrikaans praat. Al is die skool Engels. You know, wanneer mense kom op universiteit en dan praat hulle Engels anyway. So dis nie net van onderrig almal in hulle huistaal nie, maar ook hoe kan hierdie studies dan gebruik word om die onderrigpraktyk te verbeter. Hoe kan dit meer, kan ek sê, nie meertalig nie, maar net erkenning gee aan ander tale ook, you know, as 'n hulpbron. Dat tale gebruik word as 'n hulpbron. Want I mean, ons kan nie net fokus op een taal en ons het hoeveel tale in Suid-Afrika.